Kom ons buig ons harte in aanbidding voor ons Hemelse Vader. Aba Vader, ons kom na U toe in die magtige naam van Yeshua, en dankie Here vir die voorreg wat ons het om in U teenwoordigheid te kan wees. Dankie dat ons vanoggend selfs met ons stemme môre U kon aanbid. U naam kon verheerlik, U naam kon groot maak. En Vader, ons weet dat dit gaan alles oor U, niks gaan oor ons nie, maar dat dit alles oor U gaan, Here. Wanneer ons vanoggend hier saam is in aanbidding, saam, Here, as gemeente, saam in gemeenskap voor U heilige troon, dan kom vra ons, Abba Vader, dat U ons harte sal kom aanraak, dat U ons gedagtes sal kom aanraak. Vra Abba Vader, dat U ons geestelike oë en ore sal open om U woord te ontvang, Here, soos wat U dit verlang. Mag U wil geskied, Vader, in alles wat ons doen. Here, mag U wil geskied in die woord wat ons verkondig, mag U wil geskied in ons dade en ons gedagtes. Here, mag U wil geskied vir elke aspek van ons lewens. Ek vra, Here, dat U ons sal beskerm in die magtige naam van Yeshua. Vra Abba Vader, dat U ons sal toemaak, soos wat U vir ons gesê het in Sagaria 2 vers 5, dat U 'n muur van vuur, waarin U heerlikheid heers, rondom ons sal plaas, om ons te beskerm teen die aanvalle van die vyand. En ons loof en ons eer U daarvoor, in die magtige naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Welkom vanmôre aan almal wat aanlyn luister, en spesifiek ook welkom aan ons gemeente daar in Mosselbaai. Dit was lekker om die afgelope tyd so 'n bietjie tyd met hulle ook te spandeer. En ek kan nie glo, dis al ons tweede week wat ons terug is van verlof af nie. Die tyd gaan so vinnig verby, en ek weet nie wat gebeur het nie, maar toe ek my oë knip, toe is dit Maart maand. En ja, dit is net vir my verskriklik baie keer hoe vinnig die tyd verloop en hoe te vinnig die tyd verbygaan. Ons sing vanoggend 'n paar liedjies wat vir my so inval by vanoggend se boodskap. Nou die boodskap van môre is alles wat julle in my naam vra. Ek het so 'n bietjie gaan terugkyk, en nou moet ek vir julle sê, ek het boodskappe, ons bediening het in 2012 begin, maar ek het boodskappe gedoen al lank voor dit plaasgevind het. En ek het in al my boodskappe teruggegaan om te kyk, maar het ek al hieroor gepraat? En ek dink ek het dit so vlugtig genoem in sekere van die boodskappe. En ek het al 'n paar keer gepraat oor gebed, en elke keer wat ek gepraat het oor gebed, het dit 'n ander tema gehad, en nie spesifiek hierdie tema nie. En ons weet natuurlik, hierdie tema gaan of alles wat julle in my naam vra, en as ons vra, dan is ons in gebed tot Vader, dan vra ons om sekere goeders te doen. En nou sing ons 'n paar liedjies vanmôre, en een van die liedere sê, ek wil gereed wees. En dit is so 'n lekker liedjie om te sing, hy het so 'n lekker ritme, en ons sing so lekker saam oor, ek wil gereed wees. Maar waarvoor wil ons gereed wees? Gereed vir wat? Gereed om wat te doen? Hoekom wil ek en jy gereed wees? Ja, ons wil gereed wees vir die koms van Yeshua, en wanneer hy sy bruid kom haal, ons wil gereed wees daarvoor. Ons wil gereed wees om die taak te vervul wat hy aan ons opgedra het. Maar ek dink baie van ons dink aan die gereed wees vir sy koms, maar ons dink nooit aan die taak wat vervul moet word nie. En nou vra ek myself die vraag af, is ons besig om gereed te maak daarvoor? En dan sê hy, ek wil gereed wees, en luister mooi wat die woorde van die lied sê, vir sy koninkryk, as hy my kom wil gebruik, om my te, nou moet ek mooi kyk, ek het so vinnig geskryf, dat ek nie altyd kan lees wat ek skryf nie. Hy sê, om op te staan, so met ander woorde, dit gaan gepaard met om gebruik te word, om op te staan, om gebruik te word in die koninkryk van die Here. Hy sê, om gereed te wees vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, en dan sê ons hierdie volgende woorde, vir sy groote naam. Ons wil gereed wees vir sy groote naam. En dan sing ons, en ek dink, was dit die laaste lied wat ons gesing het, wat ons sê, hy is die koning van my hart, hy is die koning van my lewe. En wat beteken dit vir my en vir jou? As ons sê dat hy is die koning van ons hart, en hy is die koning van ons lewe. En dit herinner my aan alles wat ons hier gesing het vanmôre, aan hierdie tema, aan hierdie boodskap wat ek vanoggend vir julle wil bring, alles wat julle in my naam vra. Wat beteken dit vir my en vir jou?
En ek het gister so 'n bietjie met die manne gepraat en vir hulle vertel, nou ek weet nie hoe werk ander pastore nie, maar wanneer ek gaan stap in die oggend of wanneer ek besig is met Vader, wanneer ek besig is met Bybelstudie, voorbereiding en al daardie goed, dan kry ek hierdie gedagtes, hierdie idees van waaroor ek moet preek en wat se boodskap ek moet bring. Nou wat ek doen is, baie keer kry ek sommer 2 of 3 of 4 van hulle in een week en dan het ek 'n lysie op my selfoon, dan gaan skryf ek op my selfoon al hierdie temas neer wat ek glo Vader wil hê ek moet oor praat en hierdie tema is nou al 'n geruime tyd wat hy op my preek-idee lysie lê. En ek sal baie keer, as ek nie weet wat om te praat oor te preek nie, as ek onseker is of ek nog nie gehoor by Vader nie, dan sal ek my lysie vat en dit gaan deurlees, alles wat daar staan, en dan as iets daarin vir my uitstaan, daai spesifieke dag, dan weet ek moet daardie boodskap voorberei. En soos ek sê, hierdie temas is al vir 'n geruime tyd op my lysie, en elke keer lees ek maar net oor, en hierdie week staan hy vir my uit. Staan dit uit vir my dat ek hieroor moet praat vanoggend. En dis 'n beginsel wat ek al baie gehoor het. Ek hoor baie keer mense praat van hierdie hele beginsel van alles wat julle in my naam vra sal vir julle gegee word. En ek het al baie gedink daaroor oor wat dit regtig vir my en vir jou beteken, en dan het ek baie bekommerd geraak daaroor. En hoekom sal ek bekommerd raak daaroor? Want van die mense van wie ek dit hoor, gebruik hierdie beginsel eintlik vir eie gewin, vir hulle self, om iets vir hulle self gedoen te kry. En Yeshua sê baie duidelik vir ons, dat wat ons ook al in Vader se naam vra, Vader dit aan ons sal gee. Dis duidelike woorde wat hy sê. En ek het al baie keer vir julle gesê, ons kan nie net gaan in 'n enkel versie vat en 'n hele doktrine rondom 'n enkel versie doen nie. Ons moet kyk wat die konteks is waarin dit gesê word, en hoekom dit aan ons oorgedra word. En daar's geen gebedsversoek wat te groot is om vir Vader te vra nie, en ek weet, almal van ons weet dit. Daar is niks op hierdie aarde wat ons nie voor Vader se voete kan gaan neerlê nie. Na Vader toe kan bring en sê, Vader, hier is 'n probleem in my lewe, ek vra u hulp daarmee nie. Ek wil 'n stelling maak en sê, jou hemelse Vader wag dat jy moet vra, omdat hy wag om te doen wat jy hom nodig het om te doen. En nou sien ek, daar's nie 'n reaksie uit julle uit nie, almal glimlag net breed oor daai stelling. En ek weet nie of julle regtig gehoor het wat ek nou net gesê het nie. Ek sal dit weer sê. En ek wil hê julle moet aandagtig luister, ek gaan dit stadig sê. En ek wil hê julle moet baie mooi luister wat ek nou net gesê het. Jou hemelse Vader wag dat jy moet vra, omdat hy wag om te doen wat jy hom nodig het om te doen. En ek dink as ons bietjie duideliker luister daarna, dan klink dit nie meer so goed soos wat ek het gesê het toe ek dit die eerste keer gesê het nie. En daarom is dit partykeer nodig dat ons 'n boodskap meer as een keer moet gaan oorluister, want ek dink ons hoor partykeer goed wat nie regtig gesê word nie. En ek het dit doelbewus so gestel, want dit is die manier waarop die meeste van ons bid. Ons dink Vader is net daar en wag sodat ek nou my dingetjie kan vra en hy kan reageer op wat ek vir hom gevra het. Dis die gedagte wat daar in moderne Christendom is. Ons behandel Vader asof hy ons persoonlike dienskneg is, dat hy net gereed staan om whatever jy vra, gou-gou dit te gaan regmaak vir jou. En ons staan soggens op, of wanneer ons ook al bid, en ons handig ons versoeke in, en ons sê, Here, gee my, gee my, gee my, gee my. En ek moet egter erken dat daar niks verkeerd is om vir dinge vir jouself te vra nie. Maar die beginsel is, stop ons ooit en dink oor wat dit is wat Vader vir my en vir jou wil hê. Stop ons om te dink wat sy wil is. Stop ons om te dink wat hy wil hê ek en jy regtig moet bid. Want die Bybel is duidelik oor wat ons moet bid. Maar partykeer gebruik ons die woorde van die Bybel om te probeer verstaan waarom sekere dinge in ons lewens gebeur. Of waarom dinge nie verloop soos wat ons gebid het of soos wat ek en jy gehoop het dit moet gebeur nie, want almal van ons bid met 'n sekere verwagting. Wie van julle bid sonder 'n verwagting? Nee, ons het almal 'n verwagting. Dis hoekom ons bid, want ons het 'n verwagting. My vraag is, dink ons oor wat ons verwagting is? Wat verwag ons regtig van Vader? Verwag ons dat hy moet doen presies soos ons hom gevra het, of soos wat hy dink dit sal goed wees vir ons? En wanneer die toekoms of die antwoord onbekend is, of ons gebede onbeantwoord voel, is daar dalk tye wanneer ons vir onsself gesê het, jy weet, ek het Vader gevra, maar ek het nie 'n antwoord gekry nie, en ek het nie die antwoord gekry wat ek wou hê nie. En dit kom in by daai hele verwagting van wat wil ek hê Vader moet vir my doen. Of ons sal sê, ek het Vader dan gevra, en ek het juis my gebed afgesluit met, in die naam van Jesus, of in die naam van Yeshua.
Want as ek dit mos nou gedoen het, moet dit gebeur, want die woord sê dan alles wat julle in my naam vra sal vir julle gegee word. Sal vir julle gedoen word. Ek het dan so hard gebid en gevra vir hierdie spesifieke ding, maar ek het nie die gewenste antwoord gekry nie. Die antwoord wat ek wou gehad het, dit moet wees nie. En ek is seker almal van ons het al deur hierdie proses gegaan om te dink, Vader, maar ek het dan so mooi gevra vir hierdie situasie, hoekom het U nie laat dit gebeur nie? Hoekom gebeur dit nie vandag vir my nie? Hoekom het U gekies om dit nie te doen nie? En wie van ons het nog nie daai vraag gevra nie? Ek dink nie daar's een van ons wat ons hande kan opsteek en sê, ek het dit nog nooit gedoen nie. Ons almal doen dit. Ons almal kom en ons vra dieselfde ding. Want ons het tog 'n verwagting wanneer ons tot ons hemelse Vader nader. En as dit dan ons persepsie is, as ons dink dat om in alles in sy naam te vra, dit net vir ons gegee sal word, en dit gebeur nie, wat sê die vers dan eintlik vir ons? Wat sê die vers wanneer dinge nie gebeur soos ons gebid het nie? Wat sê die vers as Vader se antwoord nie is soos wat ons dit graag sou wou gehad het nie? Verstaan ons dan hierdie boodskap reg? Of gebruik ons dit so bietjie uit konteks uit? So kom ons gaan kyk wat sê die vers dan werklik vir ons. Johannes 14 vers 13 tot 14 sê, en wat julle ook al in my naam mag vra, en dis belangrik, ek het 'n paar goed hier geonderstreep, en ek het 'n paar goed bietjie duideliker gemaak, dat ons moet ag slaan op die woorde wat daar geskryf staan vir my en vir jou, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen. En hoor mooi, hier's 'n voorwaarde, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. Ek sal doen wat julle vir my vra, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. Dis die voorwaarde daarvan. En nou moet ek myself die vraag afvra, wanneer ek bid en ek rig my versoek toe tot Vader, stel ek belang in hierdie voorwaarde, dat Vader daardeur verheerlik sal word, in Yeshua. Vers 14 sê, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. En ons het hierdie beginsel al wat dit beteken om iets in sy naam te vra, as ons las net aan die einde van ons gebed aan, in die naam van Jesus of in die naam van Yeshua. Maar dis nie wat hier staan nie. Weet julle, in die Onse Vader, sluit die Onse Vader nie af in die naam van Jesus Christus nie. So wat bedoel hy? As hy sê, dit alles wat ons in sy naam vra. En om hierdie teks reg te verstaan, soos ek net nou gesê het, moet ons dit in konteks gaan kyk. Ons moet die konteks gaan kyk waarin dit vir ons gegee word. En as jy mooi gaan kyk daarna in hierdie hele gedeelte, en ons moet eintlik die hele gedeelte lees vanaf Johannes 13 tot Johannes 17. 6 hoofstukke wat ons moet lees om te verstaan waaroor gaan dit, om die konteks hiervan te verstaan. En as jy gaan lees wat daar gebeur van Johannes 13 tot Johannes 17, dan sien ons hierdie woorde is deel van Yeshua se afskeidsrede. Hy vertel hulle wat met hom gaan gebeur, en hy doen dit tydens die verbondsmaal wat hy met hulle het. Vertel hy hulle wat presies gaan aangaan, wat hulle kan verwag. Hy gee vir hulle die verwagting. So wat doen hy? Hy berei sy disippels voor vir nommer 1 vir sy kruisiging, nommer 2 vir sy vertrek, want hy sê vir hulle dat ek gaan julle verlaat, nommer 3 die koms van die Heilige Gees, en die 4de ding wat belangrik is vir almal van ons, wat ons baie keer agterweë laat en wat ons baie keer vergeet, is die sending van die disippels, die toekomstige sending wat hy van hulle verwag. Wat beteken die sending? Die werk wat hulle vir hom moet gaan doen. En ek wil jou regtig uitdaag, gaan lees hierdie 6 hoofstukke. Hoofstuk 13, hoofstuk 14, hoofstuk 15, hoofstuk 16, 5 hoofstukke en hoofstuk 17. Die 5 hoofstukke wat hiermee gepaard gaan, wat vir ons die konteks hiervan berei. En die fokus van die hele gedeelte is nie persoonlike voorspoed nie. Dit gaan oor Vader se werk deur sy disippels. Dit gaan oor die roeping wat hy op hulle geplaas het. Want is in hierdie gedeelte waar Yeshua vir hulle sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die lewe en die waarheid, en niemand kom na die Vader, of die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Dis in hierdie hoofstuk wat hy vir hulle sê, ek gaan om vir julle plek te gaan voorberei. Dis in hierdie hoofstuk wat hy vir hulle sê, ek wil hê dat julle moet die werk gaan doen. Ek berei julle voor om meer te doen as wat ek nog gedoen het, sê hy vir ons. So die fokus gaan nie oor jou persoonlike voorspoed nie.
Johannes 14 vers 12 sê dit mooi. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Hierdie is vers 12 wat hierdie hele tema van vanoggend vooraf gaan. En dan sê hy, en alles wat julle in my naam vra. Waaroor praat hy? Die vers net voor dit. En partykeer, ons mis hierdie hele beginsel van die woord, want om dit makliker vir ons te maak om te lees en te onthou, is die Bybel later jare, eers hier van die 1500s af, het ons hoofstukke gekry, en later is daar versies bygesit, sodat ons dit weet. Maar hierdie goed is nooit geskryf in afdelings nie. Daar was nie hierdie hoofstuk en daai hoofstuk en daai hoofstuk nie. Dit was een dokument wat geskryf is om die hele prentjie saam te snoer. Om vir ons 'n geheelbeeld te gee van wat besig is om hier te gebeur. En ons kompartmentaliseer hierdie goeders omdat ons hoofstukkies en versies het en ons gebruik net hierdie hoofstuk en daai versie en ons kyk nie na die res wat rondom dit gesê word nie. En waaroor gaan dit ook wat hy sê, alles wat julle in my naam vra, dit gaan oor gebed. So gebed in Yeshua se naam is gekoppel aan die voortsetting van Yeshua se missie. Die werk wat hy vir my en vir jou het. Gaan lees daai gedeelte, dis waaroor hy praat. Die verwagting wat hy van ons het wanneer hy die aarde verlaat, wat wil hy hê moet ek en jy doen terwyl ons hier op die aarde is? En ons weet natuurlik, as jy gaan kyk in die Bybelse kultuur, veral in die Hebreëse kultuur, beteken 'n naam baie meer as 'n titel. Dit was nie net waar vir die Hebreëse kultuur nie, dit was ook waar vir die ander kulture rondom hulle, en daarom het hulle spesifieke name vir spesifieke mense gegee, en daardie naam het daardie persoon se karakter uitgebeeld. Gaan kyk maar as jy gaan lees na die karakters wat vir ons genoem word, veral in die Ou Testament, gaan lees hulle name, die naam Yeshua, wat Jesus se naam is, sy Hebreëse naam is, daai woord Yeshua beteken redder, hy is ons redder, dis sy karakter, dis wie hy is, dis wat hy kom doen het vir ons. So wat sien ons dan uit 'n naam? Uit 'n naam verteenwoordig karakter en gesag en identiteit en 'n missie. So om iets in iemand se naam te doen, beteken om namens daardie persoon op te tree en om in lyn met sy wil te probeer werk, om te funksioneer binne in sy wil. Dit is wat dit beteken om dit in sy naam te doen. Paulus kom en hy beeld dit vir ons uit in Kolossense 3 vers 17, hy sê, en wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. So wat sê hy vir ons? In sy naam beteken om te doen soos wat Yeshua dit sou doen, soos wat hy verwag, soos wat dit sy wil is vir my en vir jou. Dit beteken nie net om sy naam te sê nie, om 'n dingetjie te sê en agteraan te las, ek vra dit in die naam van Jesus nie, of ek vra dit in die naam van Yeshua nie, watter naam julle ook al gebruik nie. Dit beteken vir my en vir jou om te leef onder sy gesag, onder sy autoriteit, om onsself in te skakel onder hom, en sy wil te kom uitvoer. En Yeshua gee duidelik die doel van gebed aan ons in Johannes 14 vers 13, ons gaan so 'n bietjie praat oor doel van gebed vanmôre. Maar in Johannes 14 vers 13, soos ons pas gelees het, sê hy, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. Dis die doel daarvan. Die verheerliking gaan oor hom, nie oor my nie. Die doel van gebed is dus Vader se eer, Vader se werk, Vader se koninkryk. En dis wat ons gesing het vanoggend. Het ons nie dit gesê nie? Om gereed te wees vir wat? Om op te staan, vir hom om ons te gebruik, vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, in sy grote naam. Ons sing die woorde, ons noem dit, so eintlik behoort ons dit te weet. Dit gaan nie net bloot oor persoonlike begeertes nie. En in baie moderne Christelike kringe word hierdie vers geleer of gelees asof Yeshua gesê het, as jy iets wil hê, vra dit net en voeg net Jesus se naam daarbey en jy sal dit kry. En glo vir my, ek hoor dit baie, ek hoor dat mense dit sê. Hierdie interpretasie het gebed verander in 'n formule, 'n geestelike check of 'n manier om begeertes te vervul. Dis wat gebeur het met dit. Dis wat ons dit gemaak het, of baie mense dit gemaak het. En sommige mense leer ons selfs dat die frase in Jesus se naam 'n soort geestelike sleutelwoord is wat alles oopsluit wat jy ook al vra. Jy moet net onthou om dit agterna te sit, dan sal dit gebeur. Dit klink vir my so 'n bietjie New Age. So ons moet versigtig wees wanneer ons dit gebruik. Ons moet dink daaroor wanneer ons dit gebruik. En ons niks verkeerd om dit te sê nie, maar dink wat ons vra as ons dit sê. Dink wat jy besig is om te verklaar as jy dit sê. Ons gaan nou 'n bietjie kyk daarna.
Maar dis nie wat Yeshua bedoel het daarmee nie. Dat dit net is vir ons eie gewin nie, dat jy net iets agteraan kan sit en vra en dit sal dadelik vir jou gedoen word nie, maak nie saak wat dit is wat jy vra nie. Dit moet binne sy wil wees. En dan sien ons daarom dat die Bybel stel duidelike voorwaardes vir gebed, en ek wil so 'n paar van hierdie voorwaardes aan julle noem vanmôre. Nommer 1. Gebed moet volgens Vader se wil wees. Dit sien ons in 1 Johannes 5 vers 14. En dit is die vrymoedigheid wat ons teen hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Klink vir my redelik duidelik. Ek dink nie ons hoef te twyfel oor wat hier vir ons gesê word nie. So gebed is nie om Vader se wil te verander nie, dit is om met Vader se wil saam te werk. En ek dink baie keer bid ons en wil Vader se wil op aarde verander. Ons hou nie van wat daar gesê word in die Bybel nie, en nou vra ons vir Vader om aan te pas by ons wil. Ons kan dit nie doen nie, ons moet saam met hom werk in sy wil. Die tweede ene is, gebed vereis gehoorsaamheid. Johannes 15 vers 7, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hoor mooi wat hy sê, as julle in my bly. Die belofte is gekoppel aan bly in Christus. Dit is juis ons tema vir hierdie jaar, om in hom te bly. Wat beteken dit om in hom te bly? Om sy karakter aan te neem, om soos hy te word, om gelykvormig te word aan die beeld van Yeshua. En wanneer ons in hom bly, dan bly sy woord in ons, en ons begeerte word bepaal deur sy woord, en ons volg sy begeerte na. Dan word sy begeerte my begeerte. Ons wil hê, ons begeerte moet Vader se begeerte vir ons word. Kan nooit so omwerk nie. Ons moet sy begeertes gaan uitvoer. Die derde ene is, selfsugtige gebed word nie verhoor nie. Wow. En ek weet nie of ons dit altyd raak lees in die Bybel nie. En hoor mooi wat sê Jakobus 4 vers 3, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welleste deur te bring. Wat sê hy hier? Wat beteken dit om dit in julle welleste deur te bring? Dit beteken ons bid volgens ons eie begeertes. Ons bid wat ons wil hê en nie wat Vader se wil vir ons is nie. En hier sien ons dat verkeerde motiewe gebed eintlik blokkeer. Dit kan nie gebeur nie as ons motief nie reg is nie. En hier spreek Jakobus 'n baie diep geestelike probleem aan. Die motief van die mens se gebed, die motief van ons hart. Hoekom vra ons hierdie goeders? Wie wil ons hê moet daardeur bevoordeel word? En as ek vir iemand bid wat 'n siekte toestand het en ek vra vir Vader om daardie persoon te help met sy siekte, dan vra ek nie om my ontwil nie, ek vra dit want Vader het in sy woord gesê, hy het gekom om ons krankhede te genees. Dan bid ek dit vir iemand anders, nie my begeerte nie, maar Vader, laat U wil gebeur in hierdie persoon se lewe. Sien, die vers gaan nie net oor gebed nie, gaan oor die toestand van ons hart. In Jakobus 4 vers 1 tot 4 beskryf Jakobus 'n gemeente wat eintlik sukkel met risie en jaloesie en selfsug en wêreld in hulle leef in 'n wêreldgesindheid. Hulle wil soos die wêreld wees. Want hy sê in Jakobus 4 vers 1, waarvandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hiervandaan, van julle welleste wat in julle lede stryd voer nie, met ander woorde julle eie begeertes. Hy sê dis hoekom daar moeilikheid tussen julle is, want elkeen wil sy eie begeerte laat geld. Ek wil dit hê soos wat ek dit wil hê, en ek gee nie om wat jy daaroor dink nie. In steede daarvan dat ons kom en sê, maar wat verwag Vader van ons, hoe ons moet optree? En die probleem was dat baie gelowiges hulle eie begeertes wou bevredig. En selfs in gebed het hulle probeer om God te gebruik om dit te verkry. Dis amper soos 'n manipulasietool wat ons gebruik wanneer ons bid en ons sê vir Vader, jy weet, dit moet gedoen word want ek vra dit in Yeshua se naam. Gebruik so 'n bietjie manipulasie teen ons hemelse Vader. En dit is nogal interessant as hy praat oor hierdie verkeerd, waar hy sê, julle praat in die vorige vers wat ons gedoen het, praat hy oor julle vra verkeerd. En as jy gaan kyk na die Griekse woord wat met verkeerd vertaal word, dan beteken dit verkeerd in doel, verkeerd in motief en verkeerd in bedoeling. So dis 'n baie diepsinnige woord. Dit is nie net verkeerd is verkeerd nie, ons moet verstaan waaroor dit gesê word. En dit beteken nie dat die woorde van die gebed noodsaaklik verkeerd is nie, maar die hart agter die gebed is verkeerd. Dis waarna dit verwys.
En dan hierdie woord welleste verwys na selfgerigte begeertes, wêreldse plesier en selfsugtige ambisies, wat ons graag wil hê moet gebeur en in ons lewens plaasvind. So wat sê Jakobus dus? Sommige mense bid nie om Vader se wil te soek nie, maar om hulle eie begeertes te finansier. En dit gaan oor die motief. Wat is my motief wanneer ek in gebed tot Vader nader? So om in Yeshua se naam te bid beteken eintlik om te bid volgens sy karakter, om te bid volgens sy wil, om te bid volgens sy koninkryk en om te bid onder sy gesag. En as jy mooi na daardie 4 goed gaan kyk, dan kom dit by 'n plek waar ons weet wat die Bybel van ons verwag, wat sê ons moet gelykvormig word aan die beeld van Yeshua. Selfs in ons gebed moet ons gelykvormig word aan die beeld en die voorbeeld wat Yeshua vir ons gestel is. En dit is gebed wat sê, Here, laat U wil geskied en nie my wil nie. Want Yeshua self het dit gebid in Lukas 22 vers 42 sê hy, en gesê, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Ons kan enigiets vir hom vra. Maar ons moet begin bewus word daarvan, gaan dit oor my eie gewin, gaan dit oor die wil van God. Julle weet daar is, ek lees, terwyl ek besig is om voorbereiding te doen vir die boodskap, lees ek 'n verhaal van 'n man. Hulle vertel hierdie verhaal van 'n man, die man se naam is Ivan, hulle sê nou nie wat sy van is nie, dalk is sy van moeilik om uit te spreek, want hy's 'n Rus. En hierdie man Ivan, hy was 'n Russiese burger, en die regering het nie meer baie van hom gehou nie, en hulle het hom toegesluit in 'n gevangenis. En ek weet nie of julle weet hoe die gevangenisse gelyk het, en dit is so 'n paar klompie jare terug, in daai tyd nie, dit was nie die beste plek om te woon nie. So hierdie Ivan het al die verskrikkinge van hierdie Sowjet gevangenskap verduur. En hy's besig om in die tronk te sit, 'n gelowige man. En op 'n dag is hy weer besig om te bid, en een van sy medegevangenes was besig om hom dop te hou, en hy het 'n bespotting van hom probeer maak, en hy kom na Ivan toe, en hy sê vir Ivan, gebede gaan jou nie help om vinniger hier uit te kom nie. Jy kan maar bid, broer, jou gebed gaan jou nie hier uit hierdie gevangenis vrylaat nie. En hulle sê, en Ivan maak sy oë oop en hy antwoord hierdie ou. Hy sê, ek bid nie om uit die tronk te kom nie, maar om die wil van God te doen. Wow. Wat 'n wonderlike voorbeeld van iemand wat Yeshua op sy woord neem om in sy naam te vra, om in die naam van Yeshua te vra. Ek bid nie om vrygelaat te word nie. Ek bid nie om uit die tronk uit te kom nie. Ek bid sodat ek Vader se wil doen terwyl ek hier is. En ons wil baie keer ontsnap uit ons omstandighede in steede daarvan om te vra, Vader, hoe wil U my hier gebruik waar U my geplaas het? Jy sien, hierdie man het nie gebid om die begeerte prys te gee, om vir vrylating uit die tronk te vra nie. Hy het eerder gevra dat sy wil met Vader se wil in lyn gebring word. Hy was nie bekommerd of hy vrygelaat word nie. Hy wou net weet dat hy doen wat Vader van hom verwag. Om aan te hou, om die swaar kry van die gevangenis te verduur en eenvoudig vir Vader te vra, wat is dit wat U wil hê ek moet doen? Hy was nie bekommerd daaroor nie. En dink so 'n bietjie daaroor. En dit is presies wat Yeshua deur sy hele aardse bediening gesê het. Want in Johannes 6 vers 38 sê hy, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Selfs Yeshua het nie gedoen wat hy wou gedoen het nie, hy het absoluut gedoen alles wat binne in die wil van sy hemelse Vader was. Hy het alles gedoen volgens die wil van God. En daarom sien ons dat ware gebed onderwerp ons aan Vader en onderwerp ons aan Vader se wil. En wanneer ons in Yeshua se naam bid, dan tree ons op as verteenwoordigers van Christus. Soos 'n ware ambassadeur veronderstel is om te doen, want ek en jy is ambassadeurs van Yeshua, van die koning. En as jy gaan kyk het in daardie tyd, 'n ambassadeur kan nie sy eie agenda uitvoer nie, hy verteenwoordig sy koning en hy moet doen wat die koning vir hom gesê het. En vandag nog is dit presies dieselfde. Wanneer jy na ambassadeurs gaan kyk wat na verskillende lande toe gestuur word, dan verteenwoordig hy sy regering, hy verteenwoordig sy land in daardie land. Hy voer nie net sy eie wil uit nie. En wanneer hierdie vers verkeerd verstaan word, dan kan dit lei tot teleurstelling wanneer ons gebede nie gebeur nie, of wanneer ons gebede nie nagekom het nie. Dan word ons teleurgestel, dan dink ons Vader luister nie meer na ons nie. En dan kan dit lei tot skuldgevoelens wanneer ek begin dink dat ek nie genoeg geloof het om hierdie dinge te laat gebeur nie. Ek glo dalk nie hard genoeg nie. Want so baie predikers sê julle ontvang nie omdat julle geloof nie sterk genoeg is nie, en dit is nie wat Jakobus vir ons sê nie. Hy sê ons ontvang nie omdat ons motiewe waarmee ons bid verkeerd is.
En natuurlik, om hierdie woorde te gebruik om ons eie wil te laat geskied, kan lei tot manipulasie van Vader. Wanneer ons fokus eerder op materiële voorspoed gevestig is, wanneer ons fokus eintlik eerder op onsself gerig is. Maar Yeshua het nooit gebed bedoel as 'n instrument vir selfvervulling nie. Die belofte is eintlik baie groter. Yeshua sê dat wanneer sy volgelinge in sy wil leef, sy werk voorsit en volgens sy gesag bid, hy sal hy self deur hulle werk. Hy sal deel van die hele proses word. Hy sal ons help, hy sal ons die krag gee, hy sal ons die autoriteit gee om die werk te gaan doen wat hy vir ons vra. Gebed word dan die manier waarop Vader sy koninkryk hier op die aarde vestig, oor wat ek en jy kom doen met wat hy vir ons gegee het. So die idee dat in Jesus se naam 'n formule vir gewaarborgde resultate is, het eers baie later ontstaan. Dit was nie so in die eerste gemeentes nie. As ons gaan kyk na die gemeente in daardie eerste eeu of die eerste 3 eeue in die bestaan van die gemeente, dan sien ons die vroeë kerk het hierdie vers verstaan as gebed volgens Vader se wil, gebed vir Vader se koninkryk en gebed vir die evangelie sending wat Yeshua op hulle lewens gelê het. Dat hulle voorbereid kan wees en toegerus kan wees om die taak te gaan verrig wat Vader vir hulle gegee het. Vroeë kerkvaders soos Augustinus het eintlik geleer dat gebede in Yeshua se naam beteken om te bid wat Yeshua sou vra. Met ander woorde, hy sê, as jy sê in die naam van Yeshua of in die naam van Jesus, dan sê jy eintlik, jy vra wat hy sou gevra het. Is dit in lyn met wat Yeshua vir ons sou wou hê? En dan het daar 'n verandering plaasgevind, en hierdie verandering het plaasgevind so gedurende die middeleeue. En die idee het ontstaan dat om in Jesus se naam te bid, is 'n formule vir gewaarborgde resultate. So al wat jy hoef te doen, jy sit net daai frase by en dit sal vir jou gegee word. Dis waar dit ontstaan het. Dit kom al van die middeleeue af. Maar jy sien wat gebeur het, is daai is ook verder verander, want in sommige van die moderne bewegings word Johannes 14 vers 13 tot 14 gebruik om te vra vir rykdom en vir welvaart. Dat ons daardeur bevoordeel moet word. Dat ek ryk sal word in hierdie koninkryk. Dat Vader wil hê ek moet skatryk wees. En dis nie te sê dat Vader dit nie wil hê vir jou nie. Maar ons kan hom nie gebruik om dit te bereik nie. Ons kan nie daardie verwagting van God hê nie. Here, ek dien U nou, so U moet my nou ryk maak nie. As dit sou gebeur het, het al die disciples met fancy koetse rondgejaag en klomp perde gehad en ek weet nie wat, en donkies gehad wat hulle rondgetrek het. Nee, hulle het met die voet gestap. Hulle sou in groot huise gebly het en groot geboue opgerig het waar hulle die gemeentes kon toespreek. Dit het ook nie gebeur nie. Maar dis wat ons vandag verwag. Dis wat ons verwag moet vandag gebeur. En as jy nie die rykdom bereik wat hierdie klomp mense bereik nie, dan glo jy nie hard genoeg nie. Volgens hulle. Dis nie wat die woord ons leer nie. Hierdie tipe van denkwyse word soms genoem the name it and claim it groepie. So al wat jy moet sê, noem dit net en dit sal gebeur. Kom ek vertel vir julle, ek kom uit die New Age beweging uit en dit is presies wat in die New Age beweging gebeur. Jy moet net reg dink hierdie goed gaan gebeur en sal dit gebeur. Dis nie wat Vader vir ons sê nie. Ons moet dink oor dit wat hy wil hê moet gebeur. Sien, hierdie goeders bots teen die skrif. Want nou gaan ons in 'n welvaartprediking proses in wat glad nie in die woord van God aan ons oorgedra word nie. Daar is 7 Nuwe Testamentiese skrifgedeeltes wat gebed duidelik verduidelik en ek wil hierdie 7 aan julle kom noem vanoggend. Nommer 1. Yeshua se gebed in Matteus 6 vers 9 tot 13. Dis die voorbeeld wat Yeshua vir my en vir jou kom gee. Dit noem ons die Onse Vader. En ek weet nie of julle almal van ons dink wat hier sit, glo ek ken die Onse Vader. Ons kan die gebed bid. Ons hoef nie die Bybel oop te maak om te lees hoe hy gebid moet word nie. Ek dink almal van ons, vandat ons klein was en in die Christen gemeenskap groot geword het, het ons geleer hoe om die Onse Vader te bid. En met hierdie Onse Vader gebed leer Yeshua ons dat die fokus van die gebed drieledig is. En luister mooi wat die fokus van die gebed is. Die fokus van die gebed is dit. Nommer 1, Vader se naam word geheilig. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Dis die eerste fokuspunt. Die tweede een, laat U koninkryk kom. So met ander woorde, Vader se koninkryk. Dit gaan oor sy koninkryk.
Ek dink ons is so besig om ons eie koninkrykies te bou, en verlede week het ek gepraat oor 'n spesifieke pastoor hier in Suid-Afrika, en ek sien deesdae is daar 'n video wat rondom gaan, en die goed wat hy sê gaan oor selfbevrediging, dit gaan oor homself, dit gaan oor om hom te aanbid. Waar kom ons vandaan as ons sulke gedagtes begin kry? Dit gaan oor die koninkryk van Vader, gaan oor die koninkryk van Yeshua. En dan sê ons, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Wat is dit? God se wil moet gebeur. Ons moet, alles wat ons doen, moet wees volgens die wil van God. Dis die 3 kernfokuspunte. Eers daarna kom ons persoonlike behoeftes. En dit gaan nie oor eie belang nie, want dink mooi wat ons sê, wanneer ons daardie gebed bid. As ons gevra dat sy koninkryk kom soos in die hemel, net so ook op die aarde, dit beteken dat alles wat in die hemel gevestig is, ook hier op die aarde gevestig sal wees. Dat Vader se wil, wat hy alreeds in die hemel gevestig is, uitgevoer sal word op die aarde. En dan sê ons hierdie woorde, gee ons vandag ons daaglikse brood. Vader, voorsien in ons behoeftes. Nie voorsien in ons welvaart nie, nie Here maak ons ryk nie, nie Here gee vir my 'n Porsche nie, want Piet hier langs my het 'n Porsche en dit lyk nou sleg as ek u dien en ek het nou ook nie een nie. Dis nie waar dit gaan nie. Gaan oor jou behoefte. Wat het jy nodig vir vandag? Gee ons vandag, hoor mooi, vandag ons daaglikse brood. Ons is bekommerd net oor vandag. En ek weet ons het planne vir die toekoms en dit is nie sleg om planne vir die toekoms te hê nie, maar leef ons in die hede, leef ons in die oomblik nou. Verstaan ons wat Vader besig is om nou vir ons te doen? En dan wat sê hy? Vergewe ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Met ander woorde, dit gaan oor vergifnis. Dis die wil van God, dat ons mense moet vergewe. Hy sê, ek sal jou nie vergewe, as jy nie ook vergewe nie. En daarom is vergifnis krities belangrik. Partykeer is dit nodig, dat ek en jy onsself moet vergewe, oor goed wat ons aangevang het, of wat ons deurgegaan het, wat ons het voor Vader se voete neergelê het, en sê, Vader vergewe my, en hy het gekom en gesê, my kind, ek vergewe jou, maar ek vergewe my nie, want ek herinner myself nog elke dag daaraan. So dalk moet jy vanoggend by 'n plek kom van vergifnis, vir jouself. Vergewe jouself. Oor goed wat jy dalk dink jy 'n aandeel in het, of wat jy gedoen het, en al het jy dit gedoen, as jy dit voor God gelê het, en hy het jou vergewe, is dit nodig dat jy ook daarvan ontslae raak uit jou lewe uit. Want as ons dit nie doen nie, sê ons eintlik vir Vader, Vader, u vergifnis is nie belangrik genoeg vir my nie. Want die woord sê, hy sal ons vergewe en ons van alle ongeregtigheid reinig. Maar as ons daardie ongeregtigheid aan die lewe hou, dan tree ons op teen Vader se woord. En dan sê hy, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Wat beteken dit? Lei ons nie in die versoeking nie. Vader, moenie toelaat dat ek gaan doen wat nie volgens u wil is nie. Want die Vader se wil vir ons is wat hy wil hê hoe ons moet funksioneer. En wanneer ek versoek word en ek gee doen die versoeking, ek gee aandag aan die versoeking, wat gebeur dan met my? Dan doen ek wat buite Vader se wil is. So Vader, help my om nie teen u wil te gaan nie. Help my om altyd binne in u wil te bly. Dit is waaroor die gebed gaan. Gaan nie oor ons persoonlike behoeftes nie. Nommer 2. Skryf hom net vir my aan, hy wil nie meer werk nie. Nommer 2, bly in my. Johannes 15 vers 7. En hier word 'n voorwaarde vir gebed gegee. Bly in Christus en laat sy woord in jou bly. Gebed word dus gevorm deur die woord van God. Gebed word gevorm deur Yeshua se wil in my lewe, soos wat hy wil hê ek moet funksioneer, soos wat hy wil hê ek moet lewe. Nommer 3, volgens sy wil, 1 Johannes 5 vers 14. Ons het al Johannes 1 vers 5 vers 14 gelees, en al hierdie skrifgedeeltes wat ek vir julle gee, Johannes 15 vers 7, 1 Johannes 5 vers 14, het ons al klaar gelees. Volgens sy wil. Die belangrikste beginsel van gebed is dat gebed moet in lyn met Vader se wil wees. Hoekom? Sodat sy wil uitgevoer kan word, nie my wil nie. Dan, ons bid verkeerd. Jakobus 4 vers 3. En hier wys Jakobus dat gebede nie verhoor word wanneer ons motiewe selfsugtig is en gebed gebruik word vir selfvervulling nie. Dis presies wat hy vir my en vir jou sê. Nommer 5.
Die Heilige Gees tree namens ons in. Romeine 8 vers 26. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hierdie onuitspreeklike sigtinge verwys nie noodwendig na 'n spesifieke taal nie, maar dit verwys eintlik na die diep werking van die Gees wat ons gebede voor Vader bring wanneer ons nie weet wat om meer te sê nie. Want die Gees tree namens ons in. Soos ek en jy nie meer woorde het om te praat nie, sal die Heilige Gees namens ons intree. Ons weet nie eers wat hy voor Vader sê nie. Ons weet nie eers wat hy voor Vader bring nie, maar hy tree namens my en jou in, want die Heilige Gees ken al ons behoeftes. Weet wat ons nodig het en weet wat Vader se wil vir my en vir jou is. So wat sien ons hier? Die Heilige Gees help ons wanneer ons nie weet hoe om te bid nie. Wanneer ons swak is, wanneer ons leiding nodig het, dan staan die Heilige Gees in vir ons en hy tree namens ons in. Hy gee ons die krag, hy maak ons weer sterk. Sodat ons binne in die wil van Vader kan funksioneer. So wat sien ons hier? Gebed is in samewerking met die Heilige Gees. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons in gebed lei. Laat ons gehoorsaam is aan dit wat die Heilige Gees vir ons sê. Nommer 6, vrymoedige toegang tot die troon. En wat 'n voorreg het ons net nie, wat Yeshua vir ons kom bewerkstellig het nie. Hebreërs 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. En dis nogal vir my interessant, daai regte tyd. Jy weet, ons het 'n tyd en Vader het 'n tyd, en baie keer verstem Vader se tyd en ons tyd nie heeltemal ooreen met mekaar nie. Maar ons wil graag hê Vader moet dit op ons tyd doen. Ons wil hê hy moet doen wat ons van hom verwag. Maar Vader het 'n tyd vir my en vir jou, sodat ons op die regte tyd, want my tyd is dalk nie die regte tyd nie. En wanneer iets nie onmiddellik gebeur nie, moenie moedeloos word nie. Moenie dink Vader het jou gebed nie verhoor nie. Vader kom na Abraham toe. Hy gee aan Abraham 'n belofte dat hy uit hom uit 'n nasie sal voortbring. Dat hy 'n seun deur Abraham sal verwek. Abraham was te oud om kinders te kan hê. Sarai was te oud om swanger te raak. En Vader gee die belofte dat uit julle uit sal ek vir my 'n kind voorberei. Ek sal 'n nasie van jou maak. Wat doen hulle? Kry 'n ander idee, want dit kan nie gebeur nie. Dit is nie binne Vader se tyd nie. Dit gebeur nie wanneer hulle gedink het dit moet gebeur nie, want Sarah het nie onmiddellik swanger geword nie. En toe gebruik hulle vir Hagar. En Vader sê, maar dit is nie wat ek vir jou beloof het nie. En ons weet, hy het ongeveer 21 jaar vanaf die belofte vir hom gegee is, totdat Isak gebore is, het omtrent 21 jaar verloop. Hy het 21 jaar vir sy belofte gewag. Ek en jy kan nie eens 21 minute wag nie. So ons moet kyk na die tyd ook. Vrymoedige toegang tot die troon. So gebed is moontlik omdat Yeshua ons hoërpriester is en hy vir ons intree en die pad na Vader toe geopen het. En dis wat die woord vir my en vir jou sê. Is dat deur sy liggaam wat gekruisig is vir my en vir jou, het die voorhangsel geskeur sodat ons vrye toegang tot Vader kan hê. So ek en jy kan tot ons hemelse Vader bid. Ons kan enige oomblik van enige dag, enige tyd, kan ons na hom toe gaan en ons kan voor sy voete gaan sit en ons kan hom vra wat ons nodig het. En dan nommer 7 is bid in die Gees. Efesiërs 6 vers 18 sê, terwyl julle met alle gebed en smekinge by elke geleentheid bid in die Gees, en jy's daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Gaan lees weer daardie gedeelte in konteks waar Paulus vir hulle vra om ook vir hom te bid. So wat moet ons bid? Vir die werk van die evangelie. Dat die evangelie uitgedra kan word. En hier sien ons dat gebed voortdurend is. Hy praat by elke geleentheid. Dis 'n voortdurende ding wat ons doen. Dis 'n elke dag se ding wat ons doen. Dat dit deur die Gees gelei word. Hy sê, want bid in die Gees. Dit word deur die Heilige Gees gelei. Dis waaroor dit gaan. Dit is waaroor hierdie 7 punte oor gebed gaan in die woord, waar die aanduiding vir ons gegee word van wat dit beteken. Ek wil afsluit met die volgende. Wanneer Yeshua vra of sê, wat julle ook al in my naam vra, dan word gebed gekoppel aan Yeshua se autoriteit en aan Yeshua se missie, wat hy vir my en vir jou het hier op die aarde. En die beeld van Yeshua as die ware wynstok en ons as die lote in Johannes 15, wys dat gebed 'n vrug van verbondenheid is. Die woord verbondenheid is 'n interessante woord. As jy gaan kyk na daai woord verbondenheid,
en die betekenis daarvan, dan beteken dit is twee mense wat onafskeidelik aan mekaar verbind is. Met ander woorde, daar is eenheid deur verbond. Dis waar die woord vandaan kom. Eenheid in verbond. En ek en jy is in verbond met Yeshua en daarom word ons een met hom, omdat ons in verbond met hom is. In 'n Bybelse konteks beteken verbondenheid nie emosionele nabyheid nie, maar gedeelde identiteit, gedeelde lojaliteit en 'n verhouding van getrouheid en verantwoordelikheid. Want ek en jy word ook verantwoordelik gehou vir dit wat ons hier op die aarde doen. En dit impliseer dat twee partye aan mekaar behoort en saam verbind is in doel en in lewe. Met ander woorde, ons volg dieselfde doel, ons volg dieselfde lewe. En daarom sê die woord vir ons dat ons lewe moet gelykvormig word aan die beeld van Yeshua. Dat ons dit kan uitleef. Sien, na Yeshua se opstanding, dan kom ons as gelowiges en ons bid deur sy bemiddeling in die krag van die Heilige Gees. Dit is hoe gebed vir my en vir jou werk. En alles wat julle in my naam vra, wys eintlik na verhouding met Vader deur die Seun in die krag van die Heilige Gees. Dis wat daai woorde vir my en vir jou eintlik beteken. En dis nie 'n manier om ons wil te laat gebeur nie. Dis 'n manier om Vader se wil op die aarde te laat gebeur. Dat sy wil geskied, dat hy verheerlik word daardeur. Dat hy die eer en die heerlikheid kry. Jy sien, die doel van gebed is nie om God by ons planne in te trek nie. Die doel is om onsself by Vader se planne in te trek. Om deel van sy plan vir my lewe te wees. Ons wil so graag hê Vader moet deel van ons plan word. Ons gaan doen goeders en dan as dit nie werk nie, dan vra ons vir Vader, hy moet ons nou help uit hierdie situasie uit. In steede daarvan dat voordat ons 'n ding begin, vra eers vir hom, bid en kry daardie vrede dat dit die regte ding is om te doen. So gebed wat deur selfsug en wêreldse begeertes gedryf word, word nie deur Vader beantwoord nie, omdat ware gebed Vader se wil en eer moet soek. En my vraag aan jou en my is, wanneer ons bid, is dit ons fokus, dat ons sy wil en sy eer soek in dit wat besig is om te gebeur. Want Abba Vader hoor nie net wat ons bid nie, hy kyk ook waarom ons bid. Wat is die doel van jou gebed? Wat is jou hart? Wat is die kondisie van jou hart wanneer ons in gebed tot hom kom? So wanneer ons sê in die naam van Yeshua of in die naam van Jesus, dan bevestig ons dat sy wil, sy begeerte en sy missie in ons lewens vervul sal word. Dat ons aandag aan hom sal gee. Dat alles wat ek doen sal gebeur tot eer en verheerliking van sy heilige naam. En om iets in Yeshua se naam te doen, beteken dis om in sy gesag en verteenwoordigheid of in sy verteenwoordiging op te tree. Met ander woorde, ek en jy verteenwoordig hom hier op die aarde. Ons verteenwoordig sy wil hier op die aarde. Ons het gister by die mannegroep, toe ons saam gebid het, so 'n bietjie gepraat daaroor hoe ons baie keer nie binne die wil van Yeshua kan leef nie. En ons sukkel baie keer daarmee. En een van die manne wat daar was, het gesê, nee, ek kry dit reg nie, want ons almal sukkel daarmee. Maar dit moet 'n beginsel word waaraan ons elke dag en elke oomblik aan dink. Is die optrede wat ek nou gepleeg het, is dit binne Vader se wil? Is dit hoe Yeshua dit sou doen? En dan sal ons begin besef hoe baie goed doen ons wat ons eintlik nie veronderstel is om te doen nie, en wat Vader nie verwag ons sal doen nie. Jy sien, wanneer ons vra om iets in sy naam te doen, wanneer ons iets in Yeshua se naam vra, dan kom ons op grond van sy voltooide werk na hom toe. Want hy het alles gedoen vir my en vir jou. En die voorreg wat ek en jy het om te kan bid, om in Vader se teenwoordigheid te kan inkom, is juis oor die werk wat Yeshua kom doen het. Deurdat hy aan 'n kruis gesterf het en vir ons dit moontlik gemaak het om tot hom te nader. En dan vra ons dat hy namens ons as bemiddelaar voor Vader sal intree wanneer ons sê, ons vra dit in die naam van Yeshua. Dan vra ons hom, tree vir my in. Here, tree vir my in voor ons hemelse Vader. Ek kom na Vader toe, maar ek vra dat U vir my sal intree. Jy sien, dit is eintlik wat dit beteken om alles in sy naam te vra. En wanneer ons goed in sy naam vra, moet ons seker maak dat ons harte reg is, dat ons motiewe reg is en dat ons in die wil van Vader funksioneer. Mag dit waar wees vir elke een van ons as ons weer tot gebed voor Vader kom. Kom sluit ons harte in aanbidding. Of nie sluit nie, skus. Dit sal vreeslik wees as jy jou hart sluit vir aanbidding. Ons moet ons harte oopmaak vir aanbidding, maar kom ons buig ons harte in aanbidding voor ons hemelse Vader. Hemelse Vader, ons kom na U in die naam van Yeshua. Nie in ons eie verdienste of in ons eie geregtigheid nie, maar in die volmaakte naam van U Seun. U het beloof dat wat ons ook al in U naam vra, U dit sal doen,
sodat die Vader verheerlik kan word. So leer ons om reg te bid. Leer ons om nie ons eie begeertes te soek nie, maar leer ons om U wil vir ons lewens te soek. Vorm ons harte, sodat ons gebede nie selfgerig is nie, maar God gerig sal wees. Vader, help ons verstaan dat om in U naam te bid beteken om in U karakter en U gesag en in U wil te bid. Laat ons gebede ooreenstem met U hart. Laat ons begeertes gevorm word deur U woord. En laat ons so leef dat wanneer ons bid, ons U eer soek en nie ons eie voordeel nie. Vader, verheerlik U naam in ons lewens. Laat ons gebede instrumente wees waardeur U koninkryk kom en U wil geskied hier op die aarde, net so ook in die hemel. Ons vertrou U nie net vir antwoorde nie, maar ons vertrou U, Here, dat U transformasie in ons lewens teweeg sal bring. Maak ons mense wat U ken, maak ons mense wat U liefhet en U eer in alles wat ons vra en in alles wat ons doen. En ons vra dit alles in die magtige naam wat bo elke naam is, die naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser Jesus Christus. Amen.